Weet jy, ek dink ons het baie keer dan wonder ons, want ons bid en ons vertrou die Here en ons is gelowig en al die goed, maar alles werk nie altyd vir ons uit soos wat ons dit dadelik wil hê nie. En soms maak dit ons so bietjie half ek wil amper sê, ek wil nie sê ongelowig nie, maar ons dit wil amper so half twyfel in ons harte laat opkom. Maar ek wil jou weer herinner dat al sien ons nie noodwendig die einde van dit wat die Here vir ons sê nie, al sien ons nie noodwendig die groter prentjie nie, bely ons nie en praat ons nie vanuit die posisie waar ons tans is nie. Want geloof sê baie keer ons moet 'n tree terug staan en op grond van wat die woord sê, het ons nodig om dit te sê. Sal jy gou vir ons Marinda daai bridge van daai laaste liedjie net vinnig weer opsit asseblief. Ekskuus nou gooi ek daai rekenaar deurmekaar. Weet, want op hierdie stadium is jy dalk op 'n plek waar dit nie met jou goed gaan nie. Dalk is jy op hierdie stadium op 'n plek waar jy 'n paar struggles het of waar jy onseker is oor 'n paar goed. Dan kan jy bely, I am blessed. En jy sê nie I am blessed omdat jy nou voel ek is geseënd nie. Maar jy sê dit vanuit jou geloof uit. Want in Christus is ons geseën. Ons spreek dit, al sien ons dit, spreek ons dit wat die woord oor ons spreek. En wanneer ons spreek wat die woord oor ons spreek, moet ons omstandighede in lyn kom. I am healed. En maak jy nog seer? Hou aan spreek wat die woord sê. Want wanneer ons doen wat die woord sê, dan doen die woord in ons lewens wat dit sê. So I am saved. En dit kan elkeen van ons weet. As gevolg van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is ons gered. Highly favored. Ja, mense, we are highly favored. God is so lief vir elkeen van ons. Sê vir jou langs jou, hy like jou. Hy like jou. Ek hoor sy sê, Elizabeth sê onder, he loves you. Weet jy, kan vir iemand lief wees, maar jy like hom nie altyd nie. Is ek reg? Julle moet partykeer sê, my vrou like my nie altyd nie. Want ek kan maar lekker droog maak by die huis. In elk geval, en dan moet sy my uitsorteer. Maar sy bly lief vir my. En weet wat, God is lief vir jou, maar hy like jou ook. Hy like jou ook. So weet dit vanoggend. Nou, dis nie waaroor ek vanoggend wil praat nie. Ek wil met julle vanoggend gesels oor 'n tema. Jy het 'n saad. Jy het 'n saad. Sê vir die ou langs jou, jy het 'n saad. Nou die woord van die Here gebruik die saai en maai beginsels in verskillende kontekste. En in sekere kontekste is dit op grond van die natuur, maar ander opsigte is dit ook 'n geestelike aspek daarvan. En wanneer ons mooi gaan kyk, het saai en maai sekere natuurswette en daar sekere geestelike wette wat saam met dit loop. Nou hierdie is eintlik 'n baie moeilike konsep om te verstaan, maar is eintlik so eenvoudig. Die realiteit is dat daar is sekere wette rondom saai en maai en elkeen van ons neem deel aan dit sonder dat ons dit besef. Sonder dat ons dit noodwendig erken. Nou as ons net so vinnig gaan stil staan en ons praat oor die natuurwette, as ons praat van die fisiese wêreld, is daar sekere wette. En daardie wette sê, nou soek ek net iets wat ek kan in die lug gaan opgooi. Hier's 'n batterytjie. Daardie wet sê as jy dinge in die lug gaan opgooi, dan val hy. Hy kom weer af. Dis net hoe dit is. As jy die lig in die aande afsit, dan word dit donker. Nou so tussen hakies, duisternis is daar as gevolg van 'n gebrek aan lig. So as daar nie lig is nie, is dit donker. So dit kan hoe baie lig wees buite, maar klim jy in 'n donker plek in en maak die deure toe, is dit donker. So dis 'n natuurswet. Maar dan is daar ook 'n wet wat sê, as jy saai, dan gaan jy maai. As jy saad in die grond sit, is daar 'n oes. Of dit nou goeie saad is, en of dit slegte saad is, as jy saad in die grond sit, is daar 'n oes. So ek en jy moet weet, dat ons lewe bestaan uit saai en maai.
Dis 'n geestelike aspek sowel as 'n fisiese aspek. Inteendeel, die woord van die Here sê vir ons in Genesis 8:22, van nou af sal al die dae van die aarde saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. So saai en oes is deel van ons lewe, soos dag en nag deel van ons lewe is. Soos wat somer en winter deel van ons lewe is. En jy moet verstaan dat hierdie beginsel is 'n natuurlike beginsel, maar is ook 'n geestelike beginsel in ons lewe. So daar's ook 'n geestelike aspek daarvan. En dit bring my by die eerste punt wat ek volgende net vandag wil by stil staan en ek dink die woord spreek baie duidelik daaroor uit oor hoe die Here hierdie hele beginsel sien. So die eerste ding wat ek wil noem is dat jy is 'n saad. Matteus 13:24 tot 26 vertel Jesus 'n gelykenis. En in daardie gelykenis sê hy die volgende, hy sê die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het die vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. So hy vergelyk die koninkryk van die Here soos 'n saaier, 'n man wat kom en saad saai. Maar in die aand, toe kom die vyand en hy kom saai saad van onkruid in daardie selfde land. So eentjie verder, dan van vers 37 af, gee Jesus die verduideliking van wat dit beteken. Hy sê en hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Wie is die seun van die mens? Dis Jesus. Dan sê hy, en die saailand is die wêreld. En die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. So is jy goeie saad of is jy slegte saad? Is jy onkruid? Want Jesus sê goeie saad is die kinders van die koninkryk. Slegte saad is die kinders van die bose. So met ander woorde, hier kom Jesus en hy vergelyk my en jou met goeie saad. My en jou wat hom aangeneem het, my en jou wat bloedgewaste kinders van die Here is. Vergelyk Jesus met goeie saad. Ons wat deel is van die koninkryk. Nou ons weet dat dit wat ons is in die Here is nie uit onsself nie. Ons weet dit is as gevolg van die feit dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. En ons kan nie anderste om eer te vat vir om goeie op ons borste laat ek oor begin. Ons kan nie anderste as om te kyk na Jesus en die werk wat hy aan die kruis gedoen het, voordat ons na onsself kyk en sê, "Ja, maar ek is goeie saad nie." Want deur wat hy vir ons gedoen het, deur die feit dat hy ons vrygemaak het, deur die feit dat hy ons losgekoop het van ons verlede, is ons goeie saad. En die woord van die Here sê, dis uit genade uit. Nie omdat enigiemand van ons oulik was of dit verdien nie, maar as gevolg van sy liefde vir ons. As gevolg van sy grootheid. En daarom kan ek en jy vanoggend weet, dat ek en jy is goeie saad. As gevolg van die werk, wat hy in en deur ons gedoen het. So ek en jy is saad. Nou in 1 Petrus 23, sê Petrus, want julle is wedergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So hier, in hierdie proses wat hy van praat, wanneer hy praat van wedergeboorte, dan sê hy, toe ons wedergebore is dit nie uit onverganklike saad, met ander woorde, verganklike saad wat kan vergaan en wat tot 'n einde kom nie. Is dit uit onverganklike saad, met ander woorde, Jesus Christus, wat deur sy Heilige Gees ons lewend gemaak het, sodat ons in verhouding met die Vader kan staan. Die werk wat hy in ons lewens gedoen het gemaak dat ons juis in verhouding met die Vader kan staan. En daardie wedergeboorte, soos wat hy vir ons sê, is deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So ek en jy kan weet, as gevolg van die werk wat hy in ons gedoen het, deur die lewende woord, het ek en jy iets om te gee.
Is ek en jy saad wat lewendig is in die hand is van ons koning, van die Here. Jesaja sê dan Jesaja 55 vers 10 tot 11 sê hy, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. So ek en jy het hierdie versekering dat hierdie woord, hierdie lewende woord, wat juis die onverganklike saad is, wat ons lewendig gemaak het, wat juis my en jou gemaak het as saad in die hand van die Here, dat dit sal nie stop nie. Dit gaan nie ophou nie. Maar dit gaan bereik wat God se hart en God se plan is in jou lewe. Johannes kom in Johannes 1 vers 1 tot 4 sê hy, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. So wanneer ons hierna kyk, dan kom Johannes en hy sê, maar wag 'n bietjie, hierdie lewende woord, hierdie onverganklike saad, is Jesus Christus. Hy is die saad van die lewe, hy is die onverganklike saad waaruit ek en jy ontstaan het. Hy is die lewende woord. Onthou wat hy sê in Matteus 13 vers 37 en 38 vers 38, waar hy sê, die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. Weereens, Jesus Christus is daar die saad. Hy is die saaier wat ons gesaai het. En hy is ook die saad waaruit ons na vore gekom het. En daarom moet ek jy verstaan dat ons is nie sommer net nie. Jy weet, ons mis baie keer die punt van wat die waarde van ons is. Ek het verlede week gesê, ons het daardie gedagte van ek is 'n arme sondaar, gered uit genade. En die realiteit is, ja, ons was. Maar weet jy wat? Toe daardie onverganklike saad in ons begin leef, in ons begin werk, toe word ons verander in saad in die hand van die saaier. Wat wanneer ons hom toelaat, ver meer in en deur ons kan bereik, as wat ons besef. Julle om die hele konsep, die beginsel van saad nog so 'n bietjie meer voller te maak en in te kleur. Kom Jesus en hy sê vir ons in Johannes 12 vers 24, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. En wanneer ek dit sê, dan kom dit weer heeltemal terug na die beginsel toe van wat het Jesus kom doen? Hy as onverganklike saad het gesterf, in die grond geval. En hy het opgestaan uit die dood oorwin, sodat ek en jy in hom, daardie ewige saad kan wees, wat hy kan saai in hierdie verlore gaande wêreld. So wanneer ons mooi gaan kyk, dan pas alles soos 'n handskoen in mekaar, dit wat die woord van die Here sê. Maar dit bring my by 'n tweede punt wat ek wil noem. So die eerste punt is, jy is 'n saad. Maar die tweede punt is, jy het 'n saad. Want jy sien, dit draai nou die hele ding na my en jou toe. Want die feit dat Jesus ons vrygekoop het, die feit dat ek en jy in sy hande saad is vir hierdie wêreld, beteken dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Dit beteken daar's iets in my en jou hand wat ons kan doen. Jy sien, want wat ons nie verstaan nie, of wat ons nie besef nie, is dat die woord van die Here sê vir ons uitdruklik, dat wanneer jy plant, dan word die vrug uit daai saad wat uitkom, lyk soos die saad wat geplant word. So met ander woorde, as Jesus dan die onverganklike saad was wat geplant is, en ons die saad is wat juis groei vanuit hom uit, beteken dit, dat ek en jy het die eienskappe van die saad, die onverganklike saad wat gesaai is. Ok, dit klink nou 'n bietjie weird. Kom ek verduidelik vir jou.
As ek 'n koringkorrel vat en ek plant hom, en hy ontkiem, wat kom op? 'n Koringaar. En soos wat daardie koringaar groei, kom daar vrug. En later is daar so klompie, 50, 60, weet nie hoeveel, koringpitte, wat op daardie aar vorm. Nou 'n goeie vraag. Lyk daai pitte soos die saad wat geplant is? Ja. Lyk presies soos die saad wat geplant is. Lyk presies. Selfe eienskappe. Selfe kwaliteite. En as jy een van hulle vat en hom plant, dan gaan dieselfde ding opkom. Dieselfde ding gaan opkom. Dieselfde ding gaan opkom. En so kom die woord. En hy sê vir my en vir jou, dat ek en jy is vanuit die onverganklike saad. Is ek en jy saad. Beteken, geliefdes, dat ek en jy het die kwaliteite en die eienskappe wat Jesus het. En dit klink bietjie rof. Hoe kan ek dit sê? Al die woord van die Here sê dit. Hy sê ek en jy het 'n saad. En wanneer hy sê ons het 'n saad, dan beteken dit ons het 'n saad in ons mond waardeur ons kan skep of doodmaak. Die woord sê dood en lewe lê in die mag van die tong, die wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. So ons het die vermoë om dood te spreek. En dood sal gebeur, dood sal plaasvind. Ek en jy het die saad van geloof wat God kan behaag en sy aandag kan trek. Hoor gou mooi. God kan nie sy kop wegdraai wanneer een van sy kinders in geloof na hom toe kom nie. Hy kan nie. Hy kan nie. Ek en jy het 'n saad van die woord van God wat sal doen wat dit sê. Ons het 'n saad van die gawes van die Heilige Gees wat in ons werk wanneer ons onsself daarvoor beskikbaar stel. Ek en jy het 'n finansiële saad wat vir ons 'n finansiële oes oplewer op sy tyd. Ons het 'n saad van liefde wat God se hart aan 'n verlore wêreld openbaar. Ons het 'n saad van waarheid wat Jesus aan 'n verlore gaande wêreld openbaar. Ek en jy het 'n saad van lewe wat die evangelie aan die verlore gaande wêreld kan verkondig. Elkeen van ons wat in Christus is, het 'n geestelike saad wat wanneer ons dit gebruik, 'n geestelike oes sal oplewer. Weet jy, die meeste van die goed in die lewe begin met 'n saad. Kyk bietjie na die ou langs jou en sê jy het begin met 'n saad. En as jy nie weet hoe dit gebeur het, jy kom praat na die tyd met my. Dan sal ek jou verduidelik hoe werk biologie. Sien, dit begin met 'n saad. Begin met 'n saad. Maar die realiteit is, wanneer ons na saad kyk, en wanneer ons kyk na saai, en die beginsel van saai en oes, is daar sekere reëls wat belangrik is wat ons in gedagte moet hou. Is daar sekere, en of dit geestelik of fisiese saad is daar sekere goed wat ons in gedagte moet hou. En ek wil gou by so 4:35 punte stil staan. Eerstens, daar is 'n tyd of seisoen om sekere sade te saai. Hoor gou mooi. Jy kan nie enige saad, enige tyd, enige plek saai nie. Sekere saad het 'n sekere tyd van die jaar wanneer dit gesaai moet word. En as dit nie doen nie, dan gaan jy nie 'n goeie oes hê nie. So ek en jy moet weet, dit tel fisies, maar ook geestelik. Soos jy al baie keer gewonder het, maar ek het vir jou gebid en bid, maar niks gebeur nie. Hoekom? Want jy is dalk uit seisoen uit in daai situasie. Tweede punt. Saai en oes is in verskillende seisoene. Daar's min goed, en inteendeel, ek kan nie eens aan iets dink wat jy in dieselfde seisoen saai en oes nie. So wanneer die saad in die grond sit, kan jy dit dalk oor 2 seisoene saai, oes, of dalk oor 'n jaar, afhangende van wat jy insit. Derde punt. Jy kry altyd meer as wat jy insit. Hoor gou mooi. Saad gee altyd meer as wat jy insit. So ongeag wat se saad jy insit,
As jy liefde insit, gaan jy liefde kry. Maar dieselfde is ook vir onkruid, nê? As jy loop en sleg praat van mense, moenie verwonder wees as mense oor jou loop en sleg praat nie. Ek het 'n vriend wat op 'n stadium met hy so bietjie van die pad afgeloop en met dwelm so goed betrokke geraak. Hy het 2 pragtige seuns. Sy een seun het dieselfde pad gevolg. En lank nadat hy tot bekering gekom het, sy seun nog steeds vasgevang gewees. Eendag het my gesê, hoe raak ek ontslaaf van hierdie oes waarmee ek besig is? Die saad het ek in die grond gesit. Hoe raak ek ontslaaf van die oes? So hoor mooi, as jy slegte goed saai, is daar 'n oes. Is daar 'n oes, so is belangrik om seker te maak. Dit wat jy in die grond sit, is iets wat jy graag wil hê. Iemand het by 'n geleentheid gesê, jy kan dalk nie die sade in 'n appel tel nie, maar net God kan die hoeveelheid appels in 'n saad tel. So weet, jy kry altyd meer. 4de punt. Saad op die rak beteken niks. Saad op die rak beteken niks. Goeie intensies beteken niks. Die begrafplaas lê vol goeie intensies. Dis wanneer ons die saad in die grond sit, wanneer ons begin doen, wanneer daar vrug is, wanneer ons vrug kan verwag. Ek kan onthou toe ek so klein seentjie was, my ouma het in Parys gebly en hulle het so groot burgererf gehad en my oupa het altyd allerhande groentes en altyd die lekkerste geel perskes gehad. En ek oordryf nie, dit was so. Want ek was klein, my handjies was kleiner, né? In 'n geval. Maar dit was altyd die lekkerste geel perskes wat ons daar geëet het. En ek kan onthou eendag toe ons in sy motorhuis staan en die kant het die biltong so gehang en daar op die vensterbank het daar tomatiepitte gelê wat hy uitgedroog het. En ek het vir hom gevra, oupa, wat maak jy met hierdie klomp pitte? Hoekom gooi jy dit nie weg nie? Toe sê hy vir my, nee, hy wag laat dit reg is en die seisoen reg is, laat hy hulle kan plant. Jy sien, hy sê terwyl dit in die vensterbank gelê het niks beteken nie. Ek kan onthou, keer of wat later wat ons daar gekyk het, toe lê dit nog steeds daar. En weet julle wat, daar was nie oes nie. Want die saad was in die vensterbank. En hulle het later die plek verkoop met die saad in die vensterbank. En daai saad is nooit geplant nie. As ek reg onthou is dit Asblik toe. So dit het in sy tuin nooit oes gelewer nie. Dalk op die Ashoop, maar in sy tuin het dit nooit gelewer nie. So hoor mooi, saad op 'n rak beteken niks. 5de punt. Saad moet eers sterf en ongemak verduur. Weet julle een ding van ons mens? Ja, ons is eintlik amazing skepsels. Ons wil saad vandag in die grond sit en môre moet dit oes lewer en ons wil geen ongerief hê nie. Dit moet net gebeur. En as ons saad in die grond sit en daar so 'n bietjie ongemak, dan vra ons altyd, Here, hoekom? Hoor gou mooi. Somtyds. Wel nie somtyds nie. Gewoonlik. Altyd. Wanneer saad in die grond gesit word, moet dit eers sterf. So dit beteken, somtyds het ek en jy eers ongerief wat ons moet ly. Somtyds is daar eers 'n bietjie seer waardeur ons gedruk word. Voordat daar werklik groei kan wees, voordat daar vrug kan wees. Inteendeel, Paulus kom en hy sê daar in 1 Korinte 15 vers 36 en 37 sê hy, dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of iets anders. So hoor mooi, wanneer jy saad in die grond het, dan bring dit ongemak. Soos ek nou nog gesê, die volgende punt. Jy oes net wat jy gesaai het. Maak seker dit wat jy in die grond sit is wat jy wil hê. Is wat jy wil oes. Ek wonder dan hoe hierdie land van ons sou wees as ons bietjie anders gepraat het oor ons regering. Ek wonder daarom net, as ons lewe gespreek het,
en eerder vir die ouens gebid het, hoe sou ons lewe gewees het? Paulus kom en hy sê in Galasiërs 6 vers 7 tot 8, sê hy, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Mense, is 'n geestelike wet. Net wat jy saai, sal jy maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. Die hoeveelheid saad bepaal die grootte van die oes. Ek sien julle vang nie hierdie in nie. Die hoeveelheid saad wat jy in die grond sit, bepaal die grootte van die oes. Weet julle wat sleg van hierdie punt? Dit het met die positiewe en die negatiewe te doen. Die goeie en die slegte. So meer saad jy in die grond sit van dit wat jy besig is, dit bepaal hoe groot jou oes is. So ek wil jou aanmoedig, geliefdes. En hierdie is in elke aspek van ons lewe. Met ons woorde wat ons spreek, met ons finansies, met alles in ons lewe, die grootte van jou saad bepaal die grootte van jou oes. So as jy 'n boer is, en jy kom daar met 'n streepsak vol saad, en nou saai jy daar in daai groot land van jou, 'n streepsak saad, jy gaan uitverkoop word. Jy gaan dit nie maak nie. So jy kan nie 'n streepsak saad vat nie, jy sal moet waansaad vat, om daai landerye te saai, as jy 'n ordentlike oes wil hê. En net so werk dit ook in die geestelike. Paulus sê vir ons, dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Bring ons by die volgende punt, punt 8. Nou is daarom nog net 22 na hierdie en oor. Die grond waarin jy saai, bepaal baie keer jou oes. Hoor mooi, geliefdes, partykeer is ons besig om te saai in onvrugbare grond. Dan vra ons vir die Here, Here, maar hoekom kry ek nie 'n oes nie? Wel, jy is op die verkeerde plek besig. Ek kan onthou toe ek nog besig was om te studeer, Dr. Isak Burger het hy eendag met 'n pastoredag het hy met ons gepraat en hy het juist met die pastore en die kerkleiers gepraat en gevra, waar saai julle? En as hy praat van waar saai jy, dan was dit nie noodwendig geld nie. Waar spandeer jy jou tyd? Waarop spandeer jy jou tyd? Waarmee is jy besig in jou lewe? Jy sien, want baie keer is ons so besig met goed wat ons blydskap steel, goed wat ons vrede steel, goed wat afbreek en nie opbou nie. Die gevolg is dat ons nie 'n oes kry nie. Ons kry nie 'n ordentlike oes nie, want ons saai in verkeerde grond. So hoor mooi. As jy die regte oes wil hê, regte saad, die regte tyd, die regte grond. So as jy besig is om te saai, maak seker, vra die Here, Here, is ek besig om in goeie grond te saai of nie? Onthou die saaier, die gelykenis van die saaier, party is langs die pad, party tussen die rotse, party tussen die dorings, nie ordentlike oes gebring nie. So in my en jou lewe ook, wanneer ons verkeerde plekke saai. 9de punt. Die saaier word van saad voorsien. Die saaier word van saad voorsien, en hierdie is die punt waarmee ek afsluit. Hy sê in 2 Korinte 9 vers 8 tot 11. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Vers 10. En mag hy wat die saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Hier is nou 'n interessante ding, waarmee ek wil afsluit. Jy sien,
Daar is saaiers en daar is verbruikers. Dis ouens wat saad vat, byvoorbeeld koring of mielies, 'n meel daarvan maak en beskikbaar stel sodat ander kan eet en 'n geldjie te maak, maar dan kry die persoon wat daardie saad vat en dit in die grond gaan sit, sodat dit weer 'n oes kan oplewer. En julle wat? So is daar ook geestelik. Saaiers en verbruikers. En die vraag is, wat is jy? Is jy 'n saaier wat die Here kan vertrou met saad om dit te saai? Of is jy 'n verbruiker, dit gaan oor my? Want as jy verbruiker is, wil ek vir jou sê, jy gaan nie saad hê om te saai nie. Want, kyk wat sê die woord, hy wat saad verskaf aan die saaier. Wie kry saad? Die saaier. Nie die verbruiker nie. Die saaier. En ons as kerk het hierdie verbruikersmentaliteit, hierdie consumers mentality. Because it's about me. Wanneer ons bid, gaan dit oor, Here, my behoefte, my begeerte. En daar's niks fout om jou begeerte aan die Here bekend te maak nie. En ek het dit al vir julle genoem wat my begeerte is. En as julle dit gemis het, sal ek dit weer sê. Dis nou nie meer 'n groot huis nie, die huis het nou kleiner geraak, want ons kom agter is moeite om hom skoon te maak. Maar dan moet daar 3 garages wees direk langs die huis. En daarin moet staan Marlyn se ML Mercedes. En langs hom moet 'n Ford Mustang 71 March 1 staan. 'n Gele. En hy moet 'n swart streep oor hê. En langs hom, vroeër toe ek nog met min tevrede was, het ek gesê Toyota Fortuner, maar deesdae soek ek 'n Pajero. Ek groei maar met klas en kwaliteit en so aan, jy weet. Maar in elk geval, moet daar 'n volgekiete Pajero Sport staan, met alles op, vir die veld. Dis net voor en agter, moet daar nog 'n garage wees. Dis nou waar die karavaan, ek sou nie 'n boot hou nie, so daar hoef nie 'n boot te wees nie, maar die karavaan moet daar staan, dan moet 'n workshop wees. Want ek hou van krap in 'n workshop. Gaan die Here dit vir my gee? Heel waarskynlik nie, want ek sal seker nie regtig 'n Mustang koop nie. Maar dis my seentjie droom. So ek mag droom. Mag my begeertes aan die Here gee. Maar weet julle wat? My groter begeerte is om te sien dat elkeen wat by hierdie plek instap, saaier word. Wat wanneer hy uitgaan, die koninkryk van die Here saad begin versprei en aan 'n verlore siel die saad van die lewe kan gee. My groter begeerte is om uit te beweeg in die wêreld, soos 'n plek. Hoekom is ek betrokke in Indië? Is omdat daar hier en daar 'n kerkie in Indië is, minder as 2% mense wat Christene is. En dit bring jou by iets soos 1.3 biljoen mense, amper 1.4 biljoen mense wat nie Jesus ken nie. Dan praat ek nog nie eens van China en ek praat nog nie eens van die ander plekke nie. Sien, ons het die vermoë en die potensiaal om 'n saad neer te gaan sit. En hy sê vir ons dat hy die brood verskaf om te eet en ook die saad vermeerder. So as jy nie 'n saad het nie, gaan die Here dit nie vermeerder nie. Hy kan net vermeerder wat in jou hand is. My begeerte is dat dit nie om ons sal gaan nie, dat ons nie verbruikers sal wees nie, maar dat ons saaiers in die koninkryk van die Here kan wees. Jy moet dalk vir my vra, maar hoe? Wel, die persoon by die tille, persoon wat langs jou bly, persoon wat in jou tuin werk, in jou huis werk, saam met jou werk. Elke persoon is vir die Here belangrik. En ek en jy het die vermoë, ons het die saad om te saai. So wat gaan jy daarmee doen?
Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U is die onverganklike saad. Here, wat in ons gewerk het sodat ons saad in die hand kan word. Here, sodat ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Maar Here, net soos wat ons deur U saad geword het, sit ons ook met die kwaliteite, het ons ook die eienskappe wat U het. Dieselfde eienskappe as die onverganklike saad wat in ons leef. Here, om te kan uitdeel, om te kan gee. Here, om uit te kan saai en 'n verskil te kan maak. En ek wil bid, Here, vir elkeen in hierdie plek vanoggend. Here, dat ons nie verbruikers sal wees nie. Maar Here, dat ons saaiers sal word in die koninkryk. Here, dat dit nie oor ons sal gaan nie. En daarmee sê ek nie dat ons nie 'n droom kan hê nie. Maar Here, dat ons groter droom, groter prentjie oor U sal gaan. Here, want dit is alles oor U. Here, dit gaan oor verlore siele. Here, dit gaan oor mense, oor wie U ernstig is, net soos oor ons, wat tot redding moet kom. Here, en daarom is elkeen van ons is belangrik, elkeen van ons is deel daaraan, om 'n saaier te wees in die koninkryk. En ek bid vanoggend, Here, help ons. Help ons dat ons nie verbruikers sal word nie. Here, help ons dat dit nie oor my sal gaan nie, en help my dat dit nie oor nou sal gaan nie. Here, want dit gaan nie oor my nie, en dit gaan nie oor nou nie. Dit gaan oor U koninkryk. Here, dit gaan oor die lewe hierna. Dat ons dit sal sien. En meer as alles. Here, dat ons saaiers sal wees, wat sal uitgaan na die saailand van hierdie wêreld, en U saad, die saad van die evangelie sal versprei. Here, sodat daar 'n oes sal wees. Here, en soos wat U sê, die saaier en die maaier, dat ons eendag wanneer ons in U teenwoordigheid kom, dat ons saam bly sal wees oor die oes wat ingekom het. En ons loof U en ons eer U daarvoor. In Jesus kosbare naam. Dankie, Here. Amen. Prys die Here. So geliefdes, onthou, jy het 'n saad,